Goeiedag, Handelinge 9 vandag, en mag u die seën van die Here ontvang in hierdie gedeelte. Here Jesus, u verander vervolgers in getuies. En terwyl ons nou Handelinge 9 lees, maak ons harte sag asseblief. Wys ons dat niemand te ver is vir u genade nie. Nie Saulus, nie Ananias en ook nie ons nie, Here. Heilige Gees leer ons. Herinner ons aan u woord. Breek ons vrees vir mense wat ons as vyande sien. Spreek nou, Here, ons luister. Amen. Net so kort inleiding na Handelinge 9 toe. Saulus is jonk, hy's vurig, hy's oortuig dat hy God dien deur Christene uit te roei. En Handelinge 9 begin Saulus soos 'n besetene. Hy dreig om die volgelinge van Jesus dood te maak. Maar op pad gebeur die ondenkbare. Ja, 'n lig uit die hemel slaan hom plat. Die man wat gekom het om ander te vang, word nou self gelei soos 'n kind. 3 dae lank sit hy in donkerte. Geen kos, geen water, net gebed. Ananias lê sy hande toe op Saulus, die man wat hom sou kom arresteer het, en hy sê: Saul, broer. En daardie oomblik val die skille van Saulus se oë af. En hy word gedoop. En hy eet en hy kry krag. En hy begin dadelik in die sinagoges verkondig: Jesus is die Seun van God. Die vervolger word prediker. Die wolf word 'n herder. Ja, Handelinge 9 is die bewys. God skryf nie mense af nie. Hy stop hulle op paaie, maak hulle blind om hulle regtig te laat sien, en hy stuur Ananias om hulle broer te noem. En dan kyk ons na Saulus se bekering. Hoofstuk 9 vers 1. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in die gesig geroep: Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom: gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê: Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangekom het. Maar Ananias sê: Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom: gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel.
Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam lê. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop, en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus preek nou in Damaskus. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly, en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê: Is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep, wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring, deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hy by hulle, by die stadse poorte, op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. En nou kyk ons na Saulus daar in Jerusalem, nee. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toegebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gespreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. En dan lees ons van die genesing van Eneas. Petrus het baie rondgereis en het op 'n keer ook by die gelowiges gekom wat in Lydda gewoon het. Daar het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom, wat verlam en al 8 jaar lank bedlend was. Eneas, sê Petrus vir hom, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. Hy het dadelik opgestaan en al die mense van Lydda en die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Die opwekking van Tabitha. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in die bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek: Kom tog gou na ons toe oor. Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toegeneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het, toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit.
Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly, by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. En dan het ons net 'n bietjie nodig voordat ons afsluit, om bietjie dieper te dink. Is daar iemand, 'n groep, 'n kultuur, 'n persoon of persone wat ek stilweg, soos ou Saulus, afskryf? Is dit iets wat volgens jou God behaag, as daar so iemand is? Waar stuur God my dalk heen, wat my ongemaklik laat voel? In die tweede plek, wat maak ek met mag wat aan my gegee is? En Simon, die towenaar, wou God se krag koop om belangrik te wees. Wanneer ek dien, bid of gee, soek ek God se eer of my eie naam? Waar moet ek my motiewe skoonmaak? En in die derde plek, en dan sluit ons af, hoe reageer ek op verstrooiing? Die gelowiges is gejaag, maar hulle het oral die woord verkondig. Wanneer my planne omvergewerp word, werkgesondheid, verhoudings, kla ek net, of vra ek, Here, vir wie plaas U my hier? Kom ons sluit af. Vader, baie dankie dat U Saulus op die Damaskuspad gestop het. Dankie dat U Ananias se vrees oorwin het met gehoorsaamheid. Here, vergewe ons waar ons soos Saulus ywerig is vir die verkeerde dinge, en waar ons soos Ananias huiwer om broer te sê vir iemand met 'n slegte verlede. Gee ons oë wat U plan sien in die mense wat ons afskryf. Maak ons gewillig om te gaan, om hande op te lê en te sê, broer, my suster, vul ons met U Gees, sodat ons, soos Saulus, dadelik kan opstaan en verkondig dat Jesus die Seun van God is. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.